Baie welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail en in hierdie video gaan ons Genesis 46 doen. Kom ons maak ons oop toe en ons vra vir die Here om vir ons die woord oop te maak. God ons hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om U beter te leer ken. Maak asseblief vir ons die woord oop sodat ons kan hoor wat ons moet hoor, sien wat ons moet sien en leer wat ons moet leer. In die naam van Jesus Christus. Amen. Okay. Jakob trek af na Egipte en Israel het weggetrek met alles wat aan hom behoort het en in Beersheba gekom. En hy het offerhandes gebring aan die God van sy vader Isak. En God het tot Israel gespreek in naggesigte, soos in drome, en gesê, Jakob, Jakob, en hy antwoord, hier is ek. Toe sê hy, ek is God, die God van jou vader. Moenie bevrees wees om na Egipte af te trek nie, want ek sal jou daar 'n groot nasie maak. Ek sal saam met jou aftrek na Egipte, en ek sal jou gewis ook weer laat optrek, en Josef sal jou oë toedruk. Wat? Okay. Vers 4. Ek sal saam met jou aftrek na Egipte, en ek sal jou gewis ook weer laat optrek, en Josef sal jou oë toedruk. Dalk is hy soos in terme van sterwe, sy oë toemaak. I'm not sure. Vers 5, daarna het Jakob weggetrek van Beersheba af. Kom ons stop net gegaan. So God het na hom toe gekom, en dan God het al voorheen ook met Jakob gepraat. Ek dink was 2 keer wat God met Jakob gepraat het. En hier praat God weer met Jakob. Dit is vir my baie mooi. Die feit dat God moeite gedoen het om met Jakob te praat, is vir my baie mooi. Okay, daarna het Jakob afgetrek, of daarna het Jakob weggetrek van Beersheba af, en die seuns van Israel het hulle vader Jakob met hulle kinders en hulle vrou op die waans gelaai, wat Farao gestuur het om hom te vervoer. En hulle het hulle vee en besittings geneem, wat hulle in die land Kanaan verwerf het, en in Egipte gekom. Jakob en sy hele geslag saam met hom. Sy seuns en sy kleinseuns saam met hom, sy dogters en kleindogters en sy hele geslag het hy saam met hom in Egipte gebring. En dit is die name van die seuns van Israel wat in Egipte gekom het, Jakob en sy seuns. Die eerstgeborene van Jakob was Reuben. En die seuns van Reuben, Henoch, en Palu, en Hesron, en Karmi. En die seuns van Simeon, Jemuel, en Jamin, en Ohad, en Jagen, en Sohar, en Saul. Die seun van die Kanaanitiese vrou. En die seuns van Levi, Gerson, Kehat, en Merari. En die seuns van Juda, en Onan, en Sela, en Peres, en Serach. Maar en Onan het mos gesterf in die land. Okay, daar staan nie mos nie. Maar en Onan het gesterf in die land Kanaan, en die seuns van Peres was Hesron en Hamul. Onthou julle die storie van en Onan, hoe hulle gesterf het? Dit was hektiek. Okay. Vers 15, dit is die seuns van Lea, wat sy vir Jakob gebaar het in Padan Aram, saam met sy dogter Dina. Al die siele van sy seuns en dogters was 33. En die seuns van Gad, Sifjon en Hagi, Suni en Esbon, Eri en Arodi en Areli. En die seuns van Aser was Jimna en Jiswa en Jiswi en Beria en Serach. Hulle suster en die seuns van Beria, Heber en Malkiel. Dit is die seuns van Silpa wat Laban aan sy dogter Lea gegee het.
en sy het vir Jakob hierdie 16 siele gebaar. Die seuns van Rachel, die vrou van Jakob, was Josef en Benjamin. Amper sê hulle was my favorites, mens moet nie so sê nie. En vir Josef is in Egypte land gebore, ja, Josef se kinders, nee. En vir Josef is in Egypte land gebore Manasse en Ephraim wat Asenat, die dogter van Potifera, die priester van On vir hom gebaar het. En die seuns van Benjamin was Bela en Beger en Asbel en Gera en Naaman. Egi en Ros, Mupim en Hupim en Ard. Dit is die seuns van Rachel wat vir Jakob gebore is, almal saam 14 siele. En die seuns van Dan, Husim, en die seuns van Naftali, Jagsiel en Guni en Jeser en Silem. Dit is die seuns van Bilha, wat Laban aan sy dogter Rachel gegee het, en sy het vir hulle vir Jakob gebaar, almal saam 7 siele. Al die siele wat aan Jakob behoort het, uit sy heup afkomstig, na Egypte gegaan het, behalwe die vroue van die seuns van Jakob, was almal saam 66 siele. En die seuns van Josef, wat vir hom in Egypte gebore is, was 2 siele. Ek love hoe hulle sê siele. Ek het maar seker maar rede vir dit. Al die siele van die huis van Jakob wat in Egypte gekom het, was 70. En hy het Juda voor hom uitgestuur na Josef, dat die voor hom uit die pad moes wys na Gosen. En hulle het in die land Gosen aangekom. Toe span Josef sy wa in en hy trek op sy vader Israel tegemoet na Gosen. En toe hy homself aan hom vertoon, het hy om sy hals geval en lang aan sy hals geween. Ek weet nie van julle nie, maar my hart breek in stukke. My pa is dood, toe ek matriek was, en hy het nie baie mooi na ons gekyk nie, maar hy bly my pa. En Jakob was goed vir Josef, so hy was baie lief vir sy pa. En het moet baie nice gewees het om sy pa na al hierdie jare te sien. So, jy weet die gevoel van, ek wil jou net vashou, papa. Ek dink dit is hoe Josef gevoel het. Ekskuus. En dan jou pa is jou, jou pa is jou, soos jou muur, jou beskerming, jou rots. Dis wat 'n mens se pa is. En hy was baie lang weg van sy pa af. So dit is vir my baie hartseer. Maar ek is baie bly het sy pa gesien. Vers 30. En Israel sê vir Josef, nou kan ek sterwe. Nadat ek jou aangesig gesien het, dat jy nog leef.
Daarna het Josef met sy broers en die huis van sy vader gespreek. Ek sal optrek en aan Farao vertel en aan hom sê, my broers en die huis van my vader wat in die land Kanaan was, het na my gekom. En die manne is herders van kleinvee, want hulle was veeboere. En hulle het al kleinvee en al beeste en alles wat hulle besit saamgebring. En as Farao julle laat roep en sê, wat is julle nering? Dan moet julle antwoord, u dienaars was veeboere van ons jeug af tot nou toe. Ons, sowel as ons vaders, sodat julle in die land Gosen kan woon. Want elke herder van kleinvee is vir die Egiptenaars 'n gruwel. Wat? Okay, laat ek net gou hier backtrack. So Josef het vir hulle gesê, ek sal optrek en aan Farao vertel en aan hom sê, my broers in die huis van my vader, wat in die land Kanaan was, het na my gekom. En die manne is herders van kleinvee. Want hulle was veeboere en hulle het kleinvee en hul beeste en alles wat hulle besit saamgebring. Ek wil net so kyk. Sê net in die begin van Genesis 46. Hulle het hulle vee en hulle besittings geneem. Okay, so dit sê net hulle het hulle vee en hulle besittings geneem. Ek verstaan nie hoekom Josef vir hulle gesê het, wanneer Farao vra wat hulle nering is, dan moet julle antwoord, u dienaars was veeboere. Van ons jeug af tot nou toe, ons sowel as ons vaders, sodat julle in die land Gosen kan woon, want elke herder van kleinvee is vir die Egiptenaars 'n gruwel. Kyk nou, ek is nie 'n boer nie, so ek het nie 'n klou wat is die verskil tussen veeboere en kleinvee nie. Ek neem aan veeboere is groot koeie en goed, en kleinvee is skape en goed. En ek weet nie hoekom Josef vir hulle dit gesê het nie, maar ek neem aan ons gaan eventually uitvind. Okay, so dit is die einde van Genesis 46, wat nou weer vir my laat highlight, van Josef het sy pa Jakob gesien. En God het met Jakob gepraat. Ek love het as God met die mense praat. Okay, tot die volgende keer.